Daar sê môre vriende, geliefdes, hulle my vroukie. Yes, weet julle, om hier in die eerste Sondag van die nuwe jaar in die huis van die Here te kan wees, is daarom 'n blessing van homself, en uit sy eie. En ja, daar waar ons kan luister na die boodskappe, hoe geseënd is ons nie om daarom weer iets uit Vader se woorde te kan hoor nie. Vriende, ek het laasweek gesels die laaste Sondag van die jaar. Ek het gepraat van die ou blare en van die koolkop. As julle dit nog nie gehoor het nie, ons sukkel bietjie met ons wifi. Maar ja, ek wil vandag net 'n bietjie verder gaan daarin. Deur hoe ons nuut gemaak word. Hoe begin God weer? Ek meen as ons te vat daardie koolblaar, as hy binnekant vrot is, hoe dan gemaak? As hy binnekant oud is, hoe dan gemaak? As hy verswak is, as hy stink, hoe dan? As dit net donker is, hoe dan? Wat gaan jy maak? Vriende, ons almal is bekend met 'n selfoon. En ons weet almal, ja, na rukkie, dan moet jy maar seker sy software update. Ek weet nie wat al daai tegniese dingetjies wat ou moet doen nie. Maar dan soms is dit asof hy net vries. Hy wil net nie meer werk nie. En dan, ja, nee, soos ons almal weet, en die vrouens gedurig vir jou moet sê, reboot die ding. Ja, dan reboot jy hom maar. Ja, weet jy, wraggies waar, daar werk hy weer vir 'n slag. So 'n uur of 2 ordentlik en hy hak nie en al daai dinge. En dan gaan jy weer aan. Maar nou ja, dan begin hy weer met sy stories. En dan naderhand wil jy dink jy, weet jy, miskien moet ek net hierdie ou ding vat en hom net asbak gooi en klaar. Maar dan besef jy, o gats, as ek dit nou doen, waar gaan ek 'n foon kry? Die kontrak is nog nie so oud nie, so hulle gaan hom ook nie vir my kanselleer. Waar gaan ek 'n foon kry? Natuurlik weer, as jy so slim tweede halfte het soos ek wat computers bied, hulle mos sê, dis iemand vat net die ding in. Want hulle gaan kyk wat aankom.
Ja, daar weg, kom daar by die MTN store of Vodacom, waar ook al jy is. Jy hoor nie so aan lees, hierdie foon van my hak en sleep, as ek hom reboot, is dit asof hy reg om vir 'n rukkie, maar dan tjoes, begin hy maar weer met sy stories. Ek het nog gedink om hom in die asklip te gooi. Ou sê nee man, relax, relax. Hy vat die foon, hy sê hoorie, kom haal hom so oor 'n uur of 2. Ah, hoeveel? Ja, kom haal hom oor 'n uur of 2. Dankie. Al weg. Net soos wat hy sê, na ruk gaan terug, gaan kry die foon. Weet jy, daar sê meneer, die ding werk nou weer 100%. Nou man, sê, moet jy dit reg kry, want ek moet die ding in die asklip sny. Hy sê nee, was nie nodig nie. Ons het maar net so 'n bietjie so in sy binnekant gewerk. Ons het sy software obviously oorgelaai, ander apps bygesit, ou goed gedelete. Ja, en so het hulle aangekarring, maar nou ja, alles binne in hom. Dat ons kyk ons net buite. As hy buite fyn is, dan dink ons dit fyn. Maar met hom is die binnekant waar die probleem is. So hulle het dit alles oorgedoen en alles geherlaai en gelaai en ja, daar vat ek hom en daar werk hy soos 'n splinter nuwe foon. Eers maar vriende, dit slaan my so tussen die oë. Is dit nie wat God met ons maak nie? Is dit nie waar hy ons kan gebruik nie? Waar die wêreld jou wegsmyt, waar die wêreld jou weggooi. Kom die Here en hy vernuwe jou. Hy maak jou heel van binne af. Onthou, God is nie soos 'n mens wat na die uiterlike kyk nie. Hy kyk na die innerlike. Daar waar dit begin. Daar waar dit vir ons saak maak. Sien vriende, ons almagtige Vader. Hy kom renoveer jou van binne af. Hy maak jou heel van binne af. Ons lees in Korintiërs 2 Korintiërs 5 vanaf vers 11. Maar voor ons die Vader se woord gaan lees, kom sluit hierdie oop. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here onze God, Vader, in die wonderlike naam van u seun Yeshua Messia en deur die leiding van u Heilige Gees, vra ons nou Here, waar ons nou om u woord gaan kuier. Here, laat u asseblief vir ons wil openbaar wat u vir ons wil sê. Nie die wêreld nie, maar u. Ja Here, breek vir ons die woord oop en help ons om dit beter te verstaan. Maar nie net verstaan nie, Vader. Laat daar ons kern ook sal indryf, ingedruk word, ingepers word. In ons harte, Here, laat dit ons harte sal oorloop van dit wat u vir ons wil sê. Van u woord. Daar waar genesing plaasvind, daar waar herstel plaasvind, daar waar u kom oorlaai. Vader, laat die woord vrugbare grond val. Laat ons elkeen anders by hier uit sal stap, as ons hier ingestap. Vra dit in die grootste naam wat ek ken. Dit is Yeshua Messia. Amen. Verskoon. Vriende, 2 Korintiërs 5. Ek lees vir ons so vanaf vers 11. As julle dit graag julle Bybels daar wil oopmaak. Weet julle hoekom is dit belangrik dat julle ook julle Bybels daar oopmaak? Ja, sê maar. Wat is skam om te praat? Okay. Vriende, is belangrik dat jy jou Bybel oopmaak. Want hoe weet julle of ek die waarheid praat? Hoe weet julle of ek regtig God se woord lees? Of ek lê net dalk jy moet 'n koerant hier oop hê. Ek kan mos nie sien wat hier bo gaan nie. Nee? Kom ons lees. Vers 11. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. Maar voor God is ons openbaar en ek hoop om ook in julle gewetes openbaar te wees. Want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike beroem en nie op die hart nie. Sien vriende, hier praat Paulus met die mense van Korintiërs. En hy praat direk met hulle hart. Waar dit saak maak. Nou soos ek gesê het, God kom restore, renoveer jou van binne
binne in die kern, waar is jou kern? Jou kern is mos die hart, want die hart wat pomp, dit alles aan die gang hou. As jou hart nie pomp nie, gaan niks mos aan die gang bly nie. En Paulus het so 'n geseënde manier gehad om mense op 'n mooi manier te vertel waar die kern van alles lê. Ek lees vir ons verder vers 13. Want as ons uitsinnig is dit tot eer van God. En as ons by ons verstand is dit om julle ontwil. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Natuurlik praat hy daar van ons verlosser, die Here Jesus Christus, nê. Vers 16 lees. Sorry. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het hulle ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, want ons met hom versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, dat julle met God versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid voor God in hom. Vriende, ek wil vir ons stil staan by vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Is dit nie kosbaar nie? Is dit ook kosbaar om te weet dat jy kan nuut gemaak word nie? Jy het nie nodig om te bekommer oor die dinge wat in die verlede gebeur het nie. Jy kan geherstel word. Jy kan 'n nuwe wynsak word. Jy kan anders word. Maar weet julle vriende, dit is nou waar die probleempie lê. Is dat die eie ekkie. En natuurlik daai ene wat altyd vir jou sê ek is ekkie se maat. Die vyand. Wat toe loop so saam. En dis gewoonlik. Wanneer daardie herstel nie wil kom nie. Dis gewoonlik wanneer daardie herstel tyd vat. Want jy het mos dan nie vir Vader gevra nie. Vader gee dit vir ons in sy woord. Hy sê vir ons hy kan dit doen. Ek meen, Esegiel 36 vers 26 sê vir ons: En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in al julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my instellinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Is dit nie kosbaar nie? Hierso in Esegiel ook sê dit vir ons, dat die Here sal sy gees vir ons gee. Hy sal hierdie harde hart uithaal. Hy sal hom vervang. Hy kan dit doen. Hy is in staat om dit te doen. Hy wil dit doen. Sien vriende, God fokus op ons hart. Hy fokus nie op die uiterlike nie. Hy sien nie wat die wêreld sien. Hy sien nie die mooi make-up wat jy aansit nie. Hy sien nie hoe jou hare gedoen het nie. Hy sien nie wat sy skoene, wat sy hemp, wat sy broek jy aan het. Hy doen. Hy kyk na jou hart. Jy sien, ons as mens probeer ons altyd verander van binne af van buite af. Ek dink, ag weet jy wat, as ek net 'n lekker haarsny gaan kry en 'n facelift of 2 vir so 'n week of iets, daai het
beter klere aantrek, mooier klere aantrek. Yes, dan gaan ek ons nou beter voel. Dan gaan ek ons nou beter lyk. Sien, daar probeer die eie ek ons nou weer, die ek van buitekant af verander. Dit gaan werk, maar weet jy, dit gaan nie vir 'n rukkie werk. Jare gaan weer groei. Daai klere gaan weer vervreemd raak. Jou skoene gaan vuil word. Jou make-up gaan afloop. En dan sit jy weer presies waar jy was. Daai verandering was van korte duur. Maar weet julle wanneer God jou gryp? Okay, hy gryp jou nou nie regtig soos gryp nie, maar as hy jou vat, o genade mens, hy vat jou op wolke, jy sweef. Jy sien kans vir alles. Hulle is die woord sê ons vir ons, met hom kan ons weermag te storm loop. Met hom kan ons berge versit. Maar sonder hom kan jy net jou bankrekening opjaag, jou klererekening opjaag. Want jy wil die uiterlike wil jy verander, nie innerlike nie. Sien vriende, weer eens sê ek, jou handvatsel van jou hart is aan die binnekant. Pas op dat die handvatsel nie afgeroes is nie. Pas op dat jy hom nie meer kan draai. Pas op dat jy hom nie meer vir God wil oop of kan oopmaak. Pas op net dat jy nie te lank wag nie. Want as jy te lank wag, wil jy nie bang praat so vroeg in die jaar nie. Maar vriende, daar is net een van twee paaie. Daar is net een van twee plekke waar jy heen kan gaan. Sien, wanneer terwyl ons nog hier op aarde is, terwyl God nog te vinde is, terwyl jy nog jou hart vir hom kan oopmaak, is dit nog nie te laat nie. Maar wanneer daardie handvatsel afgeroes is, wanneer hy nie meer kan gedraai word nie, nie jou laaste asem uitgeblaas het, dan there's no turning back. Daar is nie 'n redo nie. Daar is nie 'n kat, kom ons begin weer nie. Daai kat, kom ons begin weer, is nou en vandag. Daar is nie 'n môre nie. Môre is nie vir een van ons beskore nie. We only have today. We only have this hour. This minute, this second. Wat gaan jy maak? Wat gaan jy maak? Gaan jy jou handvatsel laat afroes, of gaan jy hom so gou as moontlik oopmaak, sodat die God kan inkom en die ou verklipte, verharde hart om uitpluk, uitruk en jou nuut maak. Ek sê vir ons almagtige Vader, onbekend of onmoontlik nie. Hy kan en hy wil. Weer eens sê ek, maar is daai ekkie, daai wat die handvatseltjie moet draai. En draai hom voor dit laat is. Dat God jou kom vernuwe, hy wil, hy staan in die deur en hy klop en hy wag vir jou om oop te maak. Vriende, dis nie moeilik nie. Dis regtig nie. Maar weer eens, jou keuse. Jy sien, wanneer God kom en hy vernuwe ons, gee ons 'n nuwe hart, dan is daar 'n paar dingetjies wat natuurlik bykom. Kyk, dan moet ons moet ook verander. Ons moet ook wil verander. Ons kan nie alles vir God sê, okay, hier sit nou. Snoei maar. Doen maar wat jy wil. En net daar sit en stagneer nie. Soos jy nie hoe jy gaan groei nie. Hoe groei jy mens? 'n Pasgebore babatjie wat net gebore is, gaan uit die kommers hardloop. Ag, pastoor, jy is mal. Presies. Jy het net jou hart vir die Here gegee. Is jy al gedoop? Is jy al gedoop in die Heilige Gees? Ken jy God se woord? Wanneer die Satan jou kom aanval, kan jy hom antwoord uit die woord uit? Of gaan jy stil bly? En sê, oef, nee, ek weet dit. So vriende, ons ou gewoontes moet ons aflos.
Ons ou denke moet ons los. Want waarmee het jy jou gedagtes besig gehou? Waarmee het jy jou denke besig gehou? Ek lees vir ons Efesiërs 4 vanaf vers 22. Dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Verskoon. Sien vriende, daar gee Paulus mos nou vir ons 'n antwoord. Waar gaan ons begin? Op jou. Hoe is dit? Weet julle vriende, dit is regtig nie verkeerd as iemand by jou kom en vra hoe gaan dit, en vir ons ja, nee, gaan oké. Alles is sharp. Alles is reg. Maar hier binne in jou breek jy. Jy was dalk alleen die feesseisoen. Jy was dalk alleen op vakansie. Jy sit dalk nou alleen by jou huis. Dis mos nie lekker nie. Jy het 'n verlang vir iets. Praat die waarheid. En as die persoon of wie ewer jou gevra het, geen belangstelling toon nie, gaan soek vir jou vriende in die kerk. Gaan soek vir jou vriende daar waar vriende regtig vriende wil wees. Waar julle die waarheid teenoor mekaar praat. Is die vyand nie die vader van die leuns nie? So hoekom entertain deur om te lieg? Vriende, ons moet ons gedagtes vernuwe. Ons moet ons denke nie beperk nie. Ons moet ons gedagtes besig hou daar waar God is, daar waar Jesus is. Ek sê altyd, as daar 'n negatiewe gedagte kom en jy kan dit nie beveg nie, sê net vir Here Jesus, daar klop die vyand maar, wil U nie asseblief oop. Poef, weg is dit. Jy kan, Jesus kan. Dis niks vir hom onmoontlik nie. Hou jou gedagtes daar waar hy is. Vers sommer al jou kamer wat in die hemel vir jou voorberei word. Dit is nie iets om aan te dink nie. Of daardie feesmaal wat vir ons wag. Vriende, hou jou gedagtes daar waar die Here is. Begin met jou gedagtes. Lê die leuns af. Begin by God se woord. Sien vriende, alles het 'n vervaldatum. Alles. Maar weet julle, is dit nie lekker om te weet dat dit wat jy aflê, dit wat verkeerd is, dit wat nie God se wil is nie. Die alleenheid, die hartseer, dat dit alles ook 'n vervaldatum het. Maar weet julle wat het nie 'n vervaldatum nie? Ewigheid saam met Jesus. Die ewigheid in die hel. Nou expiring date. Waar gaan jy heen? Sien vriende, Titus 3 vers 5 sê vir ons, dat dit nie op grond van ons werke is, waarmee deur ons gered word, maar volgens sy barmhartigheid en genade. Dis al. Weet julle, en al wat ons moet doen is, ons moet net aanvaar wat Jesus vir ons gedoen het. Dis nie rocket science nie. Het hy nie gesê uit die woord vir die geleerdes toegemaak dat hulle dit kan verstaan, maar vir eenvoudige mense soos ons het dit oopgebreek. Hoe geseënd is ons nie om sy woord te kan verstaan nie, te kan glo nie. Ek weet ek het dit ook al gesê, maar ons as mens wil eerder na die vyand luister. Hy weet nie eers 'n boek geskryf het nie. Hy wat die Here Christus so graag wil laat aap. Ons luister eerder vir hom. Gee ons ore uit vir hom. Jy's nie goed genoeg nie. Jy's nie mooi genoeg nie. Jy's nie slim genoeg nie. Jy's nie ryk genoeg nie en. Maar toe Vader ons geskep het, het hy nie gesê it's perfect nie. Hoekom nie hom glo nie? Sien vriende, ons probeer baie om onsself verbeter.
in plaas van wag vir God. Wag op hom. Dis die moeite werd. God kan jou daar kry, waar jy in jou eensaamheid, jou alleenheid, jou hartseer, daar waar jy is, hy kan jou daar kom haal. Hy kan, weet julle, hy wil. Hier het nie al reeds vir ons bewys deur wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Vriende, God kan jou nuut maak. Hy sal jou nie teleurstel nie. Ons lees mos in Jesaja, ek wil graag net gou vir ons Jesaja hier oopmaak. Waar die Here mos nou vir ons beloof. En nie net beloof nie, maar hy sê vir ons, hy sal, hy kan en hy wil. Hy sal, en Jesus het nie ook gesê, hy gaan ons nie soos weeskinders agterlaat nie. Gaan ons nie soos weeskindertjies hier agterbly nie. En weet julle, as Jesus as God kom, hy maak jou nuut. Hy herstel jou in jou volle ereplek, hy herstel jou, soos wat jy moet wees. Dan kom hy. En hy sê vir jou, dit wat agter jou is agter jou. Hoekom dink julle, is 'n triespieeltjie in die kar so klein, maar jou venster is so groot? Dit wat in die verlede is, maak nie saak nie. Jy kyk ons met 'n groter visie na vorentoe. Dit wat God vir jou beplan, dit wat voor jou lê. Hy sê vir ons, dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sal dit nie merk nie. Ja, maak 'n pad in die woestyn, 'n rivier in die wildernis. God kom maak jou nuut. Hy kom maak jou vry, kom maak jou los. Hy kom herstel jou. Jy sien, baie keer hou ons as mens net aan iets vas wat daar in die verlede gebeur het, want dalk is dit 'n verlange of iets. Maar jy het 'n lekker tyd daar gehad. Maar dan is jy nie nog deel van die wêreld nie. Jy nie supposed om die wêreld te los nie. Want ons is mos nie van hierdie wêreld nie. Ons is net reisiges hier. Ons ewigheid is daar by Jesus. Ons moet werk vir hom. Ons is goed van die wêreld. Dit gaan dalk vir 'n tydjie seer wees. Maar wat hy vir ons voorberei en wat hy vir ons het, is soveel meer, mooier, liefdevoller as wat ons as mens ooit kan begryp. Ek dink ons kan maar net hier en daar aan ietsie vat en 'n woord vat. Maar wat hy in store het vir ons, vir die wat aan hom behoort, vir die wat hy kom nuut maak het, vir die wat hom aanvaar het, vir die handel oopgemaak het. Vir ons is daar ewigheid. 'n Ewigheid saam met hom. Sien vriende, wanneer God ons kom nuut maak, is dit 'n proses. Dit is nie net dan nie. Dit is 'n proses. En dit is wat God jou ook wil hê. Dit is waar jy moet kom wys, hoor jy nie, maar jy's God, hier is ek. Ek begin met lees jou Bybel, bid elke dag. Want dit gee jou krag. Vertrou God in die moeilike tyd. As jy nie in 'n gemeente is nie, sluit by gemeente aan, dat jou kan voed. Lees jou Bybel dat jy weet die leraar praat die waarheid. Vra Jesus om hulp, vra hom om jou te lei en te wys waar jy moet inskakel. Vriende, moenie die pad alleen probeer stap nie. Want die vyand soek daardie wat alleen is. Hy like om hulle te kom val. En as jy val, wie gaan jou optel? Jesus die 2 saam is beter nie as 1 saam nie. Is dit nie hoekom hy man en vrou geskaap het nie? Is dit hoekom hy sy disippels 2 uitgestuur het nie? Die een val uit die ander een om mekaar op te tel, mekaar te bemoedig, mekaar te versterk. Sien, God gee vir ons dit alles. Hy gee dit vir ons. Soms is dit ons wat dit van die hand wys. Soms is dit ons wat nie wil nie. Weer eens daai eie ek. Jy sien vriende, daardie ekkie moet minder word, kleiner word. God moet groter word. Dat hy daai ereplek in jou hart vat. Bewaar jou hart meer as alles op hierdie aarde. Dat God hom herstel. Want hy kan.
Vriende, dit is die moeite werd dat God jou nou verander, voordat daardie handvatsel afgeroes is. Jy sien, met nuutmaking kom nuwe gedagtes. Jy kry 'n nuwe identiteit. Seun, kind van God. Jy kry nuwe hoop, jy kry moed. Jy kry 'n lus vir die lewe, maak nie saak wat die vyand vir jou gooi. Ons Skepper Jesus Christus, ons Verlosser, het hom ons reeds oorwin. Hou goeie moed, hy het die wêreld reeds oorwin. Staan vas met die wapenrusting. Ek sal dit ook nog behandel. Die vrug van die Gees, wat die Heilige Gees vir jou gee. En maak net jou hart oop, maak hom oop. Romeine 12 vers 2 sê vir ons, word verander deur vernuwing van julle gemoed. As jy jouself die hele tyd gaan besig hou met nuttelose nuus van moord, doodslag, roof, gaan jy mos negatief wees. As dit is wat jy jouself in blind staar elke dag wanneer jy wakker word, gryp jy eers jou foon om te kyk wie nou vir wie weer verneem. Dis mos negatiewe nuus. Gryp eerder as jy moet jou foon gryp en maak die Bybel oop en lees die vers van vandag. Memoreer dit, dink daaroor en bid dit vir die Here. Vra van wat wil U hier moet ek daarmee sien? Begin jou dag met God. Die woord sê mos, soek allereers die koninkryk van God en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg. Wat jy jou mee besig hou, dit gaan jy besig bly mee. As jy besig hou met God se woord, gaan jy mos besig wees om sy werk te doen. Dit is hoe God werk. Vriende, ek wil vir ons afsluit, maar ek sal weer verder aan hieroor praat. Ek dink hier is so groot topiek. Wat al nog soveel is om te sê oor vernuwing. Maar dit vat net ons. Dit vat jou as mens. Onthou, God het vir ons elkeen ons eie willetjie gegee. Ons vra ek die Here, ja, Here, vat my wil weg. Laat U wil. Dit is sy wil nie baie beter as ons nie. Dit is sy wil nie daar waar hy ons wil hê nie. Wat hy van ons dink nie. Ek sien God is ons God. Hy is nie 'n God van weggooi nie. Hy is 'n God van genees. Hy is 'n God van heel maak. Hy is 'n God van tweede, derde, vierde, vyfde kans. Hy is ons God. Yahweh. 'n magtige Vader. Christus Jesus het vir ons kom wys wie Vader is. En weet julle vriende, daardie Gees dat ons Here Jesus uit die dode uit kom wakker maak het. Is dieselfde Gees wat die Here in sy woord sê. En elkeen van ons sal kom woon. Nie miskien sal. Klaagliedere 3 vers 22 sê vir ons. Hulle is elke môre nuut. Getrou, groot is U trou. Groot is U trou. Elke oggend sy genade nuut. Vir my, vir jou, elke oggend. Moenie moedeloos raak nie. Moenie moed opgee nie. Hou voluit, hou aan. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Klop en vir jou sal ook oopgemaak word. Soek en jy sal vind. Vra en hy sal jou antwoord. Is jy gereed om nuut gemaak te word, vriende? Is jy gereed om die ou ding agter te sit? Is jy gereed om vir Jesus te sê, ja, hier is ek? Is jy gereed om hom te volg? Is jy gereed? Toe ons liewe Here op die aarde was, die aand voor sy sterf, voordat hulle hom gevang geneem het en gekruisig het,
Ek dink hy sê ons sy disippels gevra, is julle gereed? Is julle gereed om alleen te wees? Is julle gereed vir die wêreld? Is julle gereed? En toe het ons Here Jesus gekom, genade bo genade. En Jesus, weet jy, ek dink ons Here Jesus het ons nou geweet hy gaan sterf. Dis sy sterf is nou. Sy sterf is baie naby. Het hy gekom en hy het vir hulle gesê, toe hulle almal bymekaar was nadat die verraaier gewy het om ons nou te gaan verraai. Het ons Here Jesus gesê. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en uit my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, het ek deur die Vader lewe. So sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 29 sê vir ons, dit waarsku ons. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy van die Here nie onderskei nie. Vriende, die brood is die gemeenskap van die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volle versoening vir al ons sondes. Nie 'n bietjie nie, volle. Hy kan herstel. Ek meen, daai aand toe hy die nagmaal ingestel het, het hy nie geweet Petrus gaan hom verloon nie. Het hy nie geweet dat hy gaan verraai word nie. Het hy nie geweet dat al sy disippels hom alleen gaan los. Het hy dit geweet nie? Maar tog na sy opstanding het hy hulle weer almal herstel. En het hulle daardie gees gegee wat hom uit die dood het opgewek. Net so ook kan hy dit vir my en vir jou doen. 1 Korintiërs 11 vers 24 sê vir ons, en nadat hy gedank het hy gebreek en gesê, neem, eet, dit is die liggaam wat vir julle gebreek word, tot my gedagte. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan. Ek glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot volkome versoening vir al ons sondes. Nie net 'n bietjie. Hy reinig jou. 1 Korintiërs 11 vers 25 lees net so ook. Die beker na die ete met die woorde, hier is die beker. Dis die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagte. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy weer kom. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie
Weer eens vir hierdie woord wat U met ons gespreek het. Vader, dankie dat ons kon gehoor het van U goedheid, U barmhartigheid, Here van U reinigmaking. Here, dankie dat daar niks vir U onmoontlik is. Dankie Here dat U hierdie hart van klip kan verander. Dankie dat U vir ons 'n nuwe hart kan gee. Dankie dat U vir ons nuwe denke kan gee. Here, en deurgrond dit nog ons harte ook. Vader, van dit wat daar is wat nie aan U behoort en van U afkom, Here, ruk dit uit, pluk dit weg en verbrand dit. Here, laat ons net so besig hou met dit wat U wil en soos U wil. Vader, ons dankie dat ons op hierdie eerste Sondag in hierdie nuwe jaar by U kan kom stil staan en onsself aan U oorgee. Herstel ons, Here, versterk ons ook en ons dankie daarvoor in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom. Amen.